Sy, en ons is live op TikTok en Facebook, laat ons net hierdie ouetjie omdraai, en daar sy, goed, daar sy, welkom aan die coaching vriende, ek wil net vir Billy welkom sê hierso, en Frans, baie welkom, en Johan, baie welkom, Michelle, Philip, daar sy, en, gaan sien, daar sy, kom ons kyk, alright, ja, al die, ek kan net gou daar sy, daar is Isabel ook, en, A portion together, even Sylvain would have helped him, not even his daughter. But without Albert, alright, en, net gou Albert, net gou vir Albert, daar sy, hallo Albert, daar sy, ekskuus ek jou net gou gemute, jou microfoon was aangewees, daar sy, en ek wil net vir Michelle ook gou daar so, mute, right, en, alright julle, kom ons gesels. Ja, baie welkom aan al die TikTok mense en al die Facebook mense, en ja, so, en dankie vir al die coaching vriende wat hier is, Albert, baie dankie dat julle hier is, en waardeer dit opreg, en Frans, dankie dat jy hier so is, baie dankbaar, Annelie, en Isabel, Johan, Marcel, en Michelle, en Nicolien, en Philip, en Salome, ja, hierso is baie kragtige getuienisse wat hierso is, hoor, ja, en so paar mense groet hierso op die live ook, op Facebook, Reinhard is hierso, en Attie, en Gerrit, dankie dat julle hierso is, ne, groot waardering, dankie dat julle die live like, daar op TikTok ook, baie dankie, groot waardering, nou ja, goed, maar kom ons begin dalk so 'n bietjie, en ja, so die mense wat nou hierso op die live is, hulle weet hoe werk die bootcamps, ons het nou 'n nuwe coaching vriend hier, so ek is baie welkom vir Billy hulle, ja, daar so, en baie welkom, maar kom ons hoor, wie van julle wil graag dalk bietjie eerste hallo sê, en weet soos ek maar altyd vir mense sê, as ons 'n live begin, of 'n bootcamp, ons gee nie mediese advies nie, maar, jy weet, jy kan gerus jou getuienis hier vertel, en ja, jy kan natuurlik ook met jou dokter die inligting bespreek wat jy hierso kry en so, maar hierso is al baie bemoediging vir mense gegee, jy weet, rakende sekere situasies. Kom ons hoor bietjie wie van julle wil graag eerste gesels, en julle so welkom, kom ons hoor, en 'n goeie gedagte is altyd om te sê, hoe lank jy karnivoor doen, en van waar af jy is, as jy dit wil deel, en ja, wat het die karnivoor dieet vir jou gedoen? Ek wil net vir Ronel ook groet, hallo Ronel, is lekker om jou hier te hê, ja, so, Ronel is al 4 jaar karnivoor, hallo Frans, gaan dit goed? Kobus, ja nee, dit gaan goed, baie dankie. Mooi man, baie mooi, ja nee, so, baie geluk, eerste ding, 260 dae karnivoor, nee, onthou ek reg? Ja nee, ons gisterand daar gesels, ja, 261 dae. Ja nee, dit is omtrent 'n groot prestasie, en dit is 30 kilogram af. Ja, ek is 30 kilogram af, ek is 'n bietjie stil gestaan, en bietjie siek gewees, en bietjie die dinge deur mekaar gegooi, maar ons is terug op die 30 kilos af. Ja, dit is baie mooi Frans man, en wat vir my so bemoedigend is, jy weet, soos ek vir Elmarie ook, vir jou vrou sê, gisterand in ons coaching, dat wat jou storie vir my so mooi maak, is jy lyk elke dag net beter, jy weet, en dit is, jy maak 'n groot impak op mense, ek dink jy kry baie komplimente van mense af, want jy lyk regtig goed, jy weet, jy lyk, ja, dankie Kobus, ja nee, ek wil ons van jullie het al gesê, ek begin om dimpels ontwikkel. Ja, en dit is so mooi om dit te sien, en ook as ek na jou storie kyk Frans, jou energievlakke en beweeglikheid het baie opgetel, né?
was sedert laas jaar, as jy my vergelyk in April laas jaar wat ons van vakansie hou het ek gesukkel om te loop en ek het met 'n kierie geloop laas jaar. Hierdie jaar het ek sonder 'n kierie geloop en baie meer beweeglik. Ja. En ek voel baie gesond. Ja man, dit is 'n groot wen, Frans, jy weet, en ek dink vir jou familie beteken dit baie, jy weet, hulle het weer 'n pa teruggekry, hulle het weer 'n oom teruggekry, en dit is so, jy was voorheen daar, maar jy was ook nie heeltemal daar nie. Ja, as ek terugdink aan laas jaar, ek het tot op die strand gekom en dan het ek daar gesit, om nie saam met hulle in die see aan gaan, dit was moeilik. Ja. En ja, hierdie jaar het ek met die water gaan loop, dit was vir my baie kosbaar geweest. Tja. My beweeglikheid terug te kry, as ook my bloeddruk. Ek was laas jaar op bloeddrukpille gewees, dit was nou nie 'n hoë dosis, dis nie maar nog steeds. Ja. Die siek, en ek was op suikerpille gewees laas jaar, ek het einde oktober het ek my suikerpil gelos in my bloeddrukpil, en ek het maart maand was ek by die dokter gewees, ons selfs daaroor en my bloeddruk gevat, my bloeddruk was normaal gewees, 122/80. Ja. Ek was baie gewonder gewees om dit te hoor, en dan weet ons is ons op die regte pad. Ek kan nie sien dat ek weer moet terugdraai na waar ek was. Yes. Dit is so pragtig om dit te hoor. Ek het vandag 'n coaching sessie gehad met presies so 'n geval, en die coaching vriend sê vir my, sy dokter was so verbaas gewees, sy kan nie glo sy bloeddruk is nou normaal met hierdie vleisdieet nie. Dit is soos hy het soos verskriklike hoë bloeddruk gehad en 'n kommerwekkende hoë bloeddruk, en nou sy bloeddruk soos jou nou, jy weet, soos 122/80, en die dokter is net verbaas. Jy weet, dit is so mooi om dit om daai getuienis te hoor, jy weet, en dis waaroor dit gaan. Jy weet, ons maak tot 'n indruk op die dokters. Ons is baie dankbaar daaroor. Ja, die dokter het tot my gesê, hy is bly ek het 'n positiewe stap in my gesondheid geneem. Ja. Ja, Frans. Dat is nogal baie beïndruk. So, jy weet, ek kan myself net voorstel hoe so 'n gesprek moet gaan, né? Want hulle het jou nou geken van dat jy baie groot probleme gehad het. Jy weet, soos jy maar altyd sê, jou rug was teen die muur gewees. Jy het letterlik beweeglikheidsissues gehad, baie probleme. En nou sien jy letterlik, of hulle sien jou nou en hulle beleef jou getuienis eerstehands. Hulle is die ouens wat die medikasies moet minder maak. Hulle is die ouens wat in die mediese leer moet skryf, hoor hierso Frans doen so goed. Jy weet, nou wonder ek partykeer of hulle daar agteraan skrywe, hy doen die karnivoor. Jy weet. My dokter het 'n nota gemaak dat ek die karnivoor doen. Is dit? So bygesê, ja, kyk na jou cholesterol. Sê ek hom, ja, vir julle mediese is dit 'n probleem, maar vir ons karnivoor is dit nie 'n probleem. Ja. Maar dit is ja, maar weet jy wat, Frans, dit is ek haal my hoed af vir jou en vir elke coaching vriend wat so 'n mooi pad met hulle dokters ook stap. Jy weet, en soos jy weet, ons het 'n coaching vriend wat 'n dokter is, huidiglik, en ek het al voorheen 'n dokter gecoach. Hulle is ook mense, maar jy maak 'n impak op hulle, en dit is julle positiewe getuigskrifte, weet, wat op die einde van die dag die dokters positief beïnvloed, en dit is al wat ons wil hê in Suid-Afrika, is ons wil ook dokters hê wat ons ondersteun. Jy weet, ons het goeie dokters nodig, maar ons wil net hê hulle moet verstaan wat is karnivoor en wat is insulienweerstandigheid. Jy weet, en laat mens net 'n oop gesprek het. Ek dink Frans, wat baie van waarde is, en dankie dat jy so inkoop op die bootcamps, jy woon elke bootcamp by, en ek dink jou algemene kennis op, jy weet, op die biologie van goed is al baie beter as wat jy dalk dink, hoor.
ek dink as 'n dokter vir jou iets sê, jy weet, kom ons sê 'n dokter sê vir jou triglycerides, dan sê jy, ek dink jy het al 'n goeie idee wat is triglycerides, jy weet. En ja, so en ek dink dit is wat die bootcamps hier moet werk maak en dankie dat jy ook daar is en lekker saam praat en al die dinge. Dit is vir my so mooi om dit te sien. Ja, dit is belangrik om te leer ook wat gebeur in jou liggaam. Ja. As jy bootcamps bywoon en jy kan dit net weer terugspeel om te sê, maar hoor jy, ek kan deur sulke dinge of hierdie ding of daardie ding en dan kan ons 'n bootcamp daarop en inligting daarop. Absoluut. Baie interessant vraag. Ja. Dit is vol inligting, maar jy kan nie alles doen. Ja, dit is baie inligting. Baie interessant, ons doen nou Sondag juist die Hart Bootcamp en ek bedoel, dit is 'n ding wat relevant is vir ons almal, né? En hartgesondheid is so belangrik en weet, cholesterol word so gewilinifiseer, dit word so gesê dat cholesterol is die slegte ding, soos jy nou gesê het, jy weet, baie mense het 'n verkeerde prentjie van cholesterol, en gelukkig, ek dink die algemene kennis in ons coaching groep, ek dink daar's nie een, tensy dit nou 'n baie nuwe coaching vriend is wat nog onseker is oor cholesterol, maar die algemene kennis van ons coaching groep is baie goed in terme van, is cholesterol sleg of is dit goed, jy weet? En ja, as jy karnivoor verkeerd doen, ja, dan kan cholesterol 'n probleem raak. Maar oor die algemeen, die coaching vriende doen die karnivoor reg en ek dink dit is ek wil ook vir jou dankie sê, elke dag stuur jy jou bordfoto deur, baie dankie vir dit. 260 dae op die karnivoor dieet, bloeddruk 122 op 80, 30 kg af. Jy is af van jou hoë bloeddrukpil of gebruik jy hom nog? Ek is af. Jy is af van hom af. Jy is af van hom. Af van my af. Ek gebruik nie suikerpil meer nie. Ja. Ek het 23 centimeter oor my maag af. So ja. My baadjies so sakke aan my. Yes. Mense sê vir my al hoe ek moet ophou gewig verloor want ek lyk net te maar dit is die maarste wat hulle my seker nou al gesien het in die laaste paar jaar. Gister. Ek het nou doen ek 'n coaching sessie toe sê ek vir 'n coaching vriend, toe vertel ek nou van, jy weet, wie jy is en wat se sport jy gedoen het en so. En dit is net amazing vir my om te sien, jy weet, hoe jy weer daardie gesondheid terugklim wat jy gehad het, né? Dit is wonderlik. Ek is so trots op jou. Ons almal is trots op jou en baie dankie vir die voorbeeld wat jy stel. Jy het nou baie mense geïnspireer en dit is baie mooi om dit te sien en ek wil regtig vir jou sê en vir almal wat in hierdie bootcamp of nie bootcamp nie, in hierdie live is, julle is in die top 1% van karnivore in Suid-Afrika want julle doen karnivoor reg in my opinie. En dit is maar soos enigiets in die lewe. Ek het nou vir 'n coaching vriend ook gesê, jy weet, die manier hoe hy dit doen is reg. Jy weet, jy weet, dis ook 'n refleksie hoe hy alles aanpak in die lewe. Jy pak iets aan op die regte manier of jy los dit. Moenie iets op 'n verkeerde manier aanpak nie. Ek bedoel, dis mos nou nie sinvol nie. Ja, ek het vanoggend 'n video gemaak, Frans, waar ek gesê het, hoor hierso maar mens moet die resep volg. As jy nie die resep volg nie, dan kan jy nie die resep blameer nie, né? Dis reg, ja. Is daar enigiets wat jy nog wil bysê? Ag nee, Kobus, ek dink net ek het gister ook geantwoord op een van jou Facebook posts. Iemand wat gevra het, kan jy gewig verloor op karnivoor? Daar's honderde bewyse dat jy gewig verloor op karnivoor. Yes, absoluut. En daar's honderde bewyse van baie van ons wat sonder word. En ek raai almal aan as hulle die kans sien daarvoor en jy ook met jou rug teen die muur. Ja. Probeer dit vir 'n dag of so, dan kyk jy hoe gaan dit met jou gesondheid. Ja. Jy kan niks verloor nie behalwe gewig. Absoluut. Ja, en een van die dae gaan julle daarso teen daardie muur Frans se beld sien hang. Hy gaan vir my kom kuier. Ek gaan sy beld hang. Ek gaan vir jou kom wys.
Ja, ons gaan 'n seremonie daarvan maak. Ons sal 'n live doen, ek en Frans, en dan hang ons daai bel daar op met 'n spyker. En met al die baie gaatjies wat hy verloor het, en as hulle my nonsens byt, dan sal ek sê, gaan praat met Frans se beld. gaan praat met Frans se beld. Ja, so... Nee, is 'n groot plesier. Dankie dat jy en Elmarie hierso is, Frans. Is lekker om julle hier te hê, man. Ja, so ek wil net vir Sias ook groet. Sias is 'n ou coaching vriend. Hallo Sias, is lekker om jou hier te hê. Sias is daar op Facebook, soos ek sien, en daarso op die TikTok is die mense ook. Pieter, ja, en so. Kom ons hoor bietjie daarso. Ek wil vir Santi ook welkom sê. Hallo Santi. Hallo Sandra. Dis lekker om julle twee hierso te hê. En Salome, Salome, ek is bly jy's hierso. Philip, Nicolien, julle almal. Kom ons hoor wie wil bietjie volgende praat. Hallo Hanlie. Julle kan maar gerus julle hand opsteek. Onthou daar so 3 kolletjies onder, dan kan julle gerus die hand opsteek en so. Salome, jy kan maar praat. Ek sien jou mikrofoon is aan as jy wil praat. Anders dan gaan ek net jou mikrofoon eers afsit. Daar sê, nou het ek hom nou afgesit. Maar kom ons hoor wie wil saamgesels. Sandra, julle kan gerus inkom as julle wil. Daar sê Johan. Johan, jy kan inkom môre. Nant. Waar is ek nou môre? Dan sê Kobus, kies nou eers gesê ek wil nie met die mikrofoon. Dan sê almal wat inluister, Johan hier van Naboomspruit. Ek is vandag so 232 dae karnivoor. Ek staan op 28.6 kg af. Sy. Ook omtrent so 20 cm om die middel verloor en 'n hele klompie beltgaatjies. Hey man, baie mooi, baie mooi. Ja, so dit is sommer lekker om dit weer te hoor en baie geluk met daai 23 cm, 28 kg af, 28.6 kg af en 'n klomp ander wenne. Johan, vertel ons bietjie van daai wenne. Ja nee, ek het hoë bloeddruk wat gestabiliseer het. Ek was nie op medikasie daarvoor nie, want met die tyd wat ek uitgevind het my bloeddruk is hoog, het ek begin met die karnivoor, so ek het al die medisyne dele en pille daarom geskiep. Ja. So bloeddruk het baie mooi gestabiliseer, is ook hier by 120/80 en dan geen geld meer nie. Die ding is almal blameer altyd vleis, maar as ons kyk om karnivoor reg te doen, dan is geld iets van die verlede, so dit is 'n baie groot wen. Ja. En ook jou beweeglikheid het baie verbeter, né? Ook my beweeglikheid het baie verbeter. Dit is al so Jakobus. Ja man. Ja, dit is wonderlik. Ek kan al buk en my hek ondersluit sonder om te voel my longe word toegedruk. Ja, yes. En Johan ook, jy weet, jy doen 'n baie fisiese werk en soos jy vir my ook gesê het, jy weet, dit is absoluut jou beweeglikheid in jou werksopset het absoluut jou werkvermoë verbeter en dis 'n groot prestasie. En soos ek maar altyd vir die coaching vriende sê, jy weet, is op 'n van die dag gaan dit oor jou voertuig. En as ek praat van 'n voertuig, dan praat ek nie van daai mooi bakkie wat jy ry nie, ek praat van jou liggaam. Jou liggaam is jou voertuig en jy kan nie 'n ander een kry nie. Hy moet vir jou hele lewe lank hou. En jy kry nie spaarparte nie. Jy kan nie, jy weet, parte opgradeer en so nie. Nee, dit is en ek nou soos jy ook gesê het, my werk is baie fisies en die afgelope tyd het my beweeglikheid verbeter, so ek meen dit is, as ek nou die Engelse woord gebruik, jou working performance is baie beter. Ja. So dit was so baie goed wat net 'n voordeel vir 'n ou is as jy karnivoor doen. My hoofrede hoekom ek begin karnivoor doen, dit is vir my gesondheid en dan ook om gewig te verloor en ja. Dus ek sê dit gaan baie goed. Ja man. Ja, ek is baie beïndruk en dankie Johan vir die voorbeeld wat jy ook vir jou kollegas stel en vir almal op
in ons gemeenskap, ek en Johan bly op dieselfde dorp, jy weet, en dit is so, julle is lewende getuienis, jy getuies, jy en Nicolien, jou maasokkie, Annelie en jou oom Frans, en dit is net soos, gaan praat net met Johan. Ja, my kollega, hy is vanoggend ekskuus? Nee, praat maar as reg. My kollega het juist vanoggend vir my gesê, sy dogter het ook begin met die karnivoor. So, ja, ek meen, dit is iets waarna 'n ou rarig kan kyk as, soos al vroeër gepraat is van, as jy nou miskien met jou rug teen die muur staan, of jy het iets waaraan jy wil werk, soos veral gesondheid. Yes. Ek meen, jy kan dit omdraai na die positiewe toe. Absoluut, absoluut. Nee, dit is wonderlik, Johan, ek is so trots op julle. Vertel my 'n bietjie in jou gesin, wat het Nicolien se prestasie en ook jou seun se prestasie, wat is dit? Ek en my vrou en my 2 kinders doen almal karnivoor, en my vrou het so 16 kg nou al verloor, my seun het 15 kg verloor, en sy is so te sê van haar bloeddrukmedikasie af. Sy drink net nog wel haar aandpil, maar verder gaan dit rarig baie goed met hulle ook. Ja, dit is wonderlik, man, en weer eens, baie dankie vir wat jou vrou ook altyd op die bootcamps praat oor kindervoeding. Ek dink is iets wat baie belangrik is. Ons sal weer 'n kindervoeding bootcamp aanbied, maar dit is so belangrik, en ook die voorbeeld wat julle kinders stel, jy weet, karnivoor, die kinders kan karnivoor doen, daar's nie 'n twyfel daaroor nie, en ek het vandag, dit is... Yes, jy praat maar? Nee, ekskuus, jy het ook vir 'n oomblik weggeraak, jy het klaar gepraat. Nee, net wat ek wou sê is, kindervoeding is vir ons baie belangrik, om seker, ek meen, as jy weet van die karnivoor en wat se positiewe goed daarvan afkom, ek meen, dit is kindervoeding vir ons 100% belangrik, om seker te maak ons kinders kry die regte kos en wat hulle moet. En nie alle soetgoed en ander nonsens nie. Ja, baie waar. Johan, nee, dit is so, die kinders is die toekoms. Moet net gou hier vir Loan ook groet. Hallo Loan. Ja, nee, dit is so, Johan, en weer eens baie dankie vir die voorbeeld wat jy daar stel, en baie geluk met daai gout wat weg is, beweeglikheid, wat baie beter is, hoë bloeddruk gestabiliseer, amper 29 kg af, man. Jy gee vir jou oom 'n bietjie kompetisie, hoor. Ja, nee, ek probeer. Ek is gister na 'n fisio toe, en sy het my gesien voor ek begin karnivoor doen het. Ja. En toe ek al by haar spreekkamer instap, toe sê sy vir my soos, "What happened?" Toe sê ek, "Karnivoor happened." Lekker, man. Toe wil sy nou eers 'n bietjie meer uitvind ook, en weet hoe werk dit, en wat ons doen, en ja, sy was soos, wow, baie verbaas om my te sien, en hoe ek lyk. Ag, dis mooi, man. Ja, ag nee, en dit doen baie vir 'n ou se selfvertroue, Johan. Dit is, ou se selfvertroue, ou se selfbeeld tel rarig baie op. Dit is so, en ek het nou ek met 'n coaching vriend 'n coaching sessie gehad, en ek weet ek kan dit met jou deel, en met die coaching vriende, ek het gisteraan daaroor gepraat, mos in die bootcamp, toe het ek so liggies geraak aan die bloudruk wat die Here vir ons het, jy weet, en as ek na jou situasie kyk, spesifiek, jy weet, ek wil jou regtig geluk wens, en jy het absoluut jou gesondheid vir die positief omgedraai. Ek dink, jy weet, die bloudruk wat die Here vir jou het, jy's besig om na dit terug te keer. Jy weet, jy's besig om te onthou wat die bloudruk is wat die Here vir jou gehad het toe jy 'n klein babietjie was, jy weet. En jy's besig om terug te keer na daai meesterplan. En jy weet, soos ek nou vir ons coaching vriende sê, jy weet, ek sê, hoe lyk jou bloudruk?
Jy weet, hoe lyk jou bloudruk? Hoe ver van daai bloudruk af is jy? En wat doen jy om by daai bloudruk uit te kom? Of is jy besig om die bloudruk bietjie seer te maak? Is jy besig om die bloudruk bietjie te verander oor dat jy beter weet? Jy weet? En die realiteit is, dit is goeders om oor te praat, en dit is die tipe goeders wat ons in die mindset bootcamps kan oor praat. Ons is nie skaam oor die geestelike goed nie. Ja, en ek dink dit is iets wat mense oor moet wakker word. Jy moet wakker word en dinge sien vir wat dit is. Jy weet, sien chocolates vir wat dit is. Dit is nie chocolates nie, dit is gif. Jy weet, sorry. maar, en ek dink die suiker daarin, sodat ons al verstaan het, ek meen suiker is 'n hoër verslawingsmiddel as party dwelms. So en dan laastens wil ek net vir jou ook sê dankie vir jou kompliment en die pad wat jy saam met ons stap. Ja, dit is 'n groot plesier, Johan. Ek geniet dit so om julle op die coaching te hê. Dit is vir my groot voorreg en dankie vir die vertroue wat julle het in my en in die coaching groep, en ek wil regtig vir julle almal sê wat hier is vanaand, en die wat dit nou nie kon maak nie, julle maak die bootcamps wat dit is. Jy weet, sonder julle gaan daai bootcamps absoluut nêrens heen nie, en dit is so lekker om dit saam met julle te kan beleef, en ek leer baie by julle, Johan. Ek leer geweldig baie by julle, en dit is hoe dit moet wees. Ek sê nou vir 'n coaching vriend, ons word mekaar se gemiddelde. Jy weet, en ek wil graag soos Johan wees, verstaan? En ek wil soos Frans wees, en jy weet, ek wil soos almal van julle wees, soos Albert, en dit is net, ons word mekaar se gemiddelde, en daar's altyd 'n next level, nee, ons trek mekaar op. Ek het nou met 'n coaching vriend gesê, toe sê ek vir hom reguit, ek sê ek wil jou na die volgende vlak toe vat. Jy weet, en dit is so, ons maak mekaar beter, jy weet. En dit seker so. Ja, ek het nou die dag het ook gesê, toe sê ek, as ek uit 'n bootcamp uitkom, dan voel ek 'n beter mens. Jy weet. En dit jy voel beter en jy voel baie meer gemotiveerd. Ja, en dit is julle wat dit ons doen dit eintlik vir mekaar. Jy weet, ons maak mekaar beter. Jy weet, en dis lekker om dit te kan hê, en ek dink wat dit baie nice maak is, ons doen dit in Afrikaans, Johan. Ons doen dit in Afrikaans. Net so, dis lekker om dit in ons taal te kan doen. Ja man, en ons mense is reg oor die wêreld, né? Ek bedoel, ons het baie coaching vriende reg oor die wêreld, en hulle verlang huis toe, né? Maar weet jy wat, ek dink die bootcamps gee hulle vir hulle daardie ietsie wat hulle net so bietjie met die huis verbind, jy weet. En ja, dit is, ek dink is baie spesiaal. Nou ja, kom ons hoor bietjie daarso, wat sê die coaching vriende? Wie wil graag bietjie volgende saamgesels? Albert, jy moet gerus inkom. Ronel, julle moet praat. Salome, Sandra, Santi, julle moet praat. Julle het sulke mooi getuienisse. Isabel, hallo Isabel. Bly jy is hierso. En julle moet gerus julleself voorstel. Julle kan soveel deel soos wat julle wil. Mens moet maar net onthou, dit is 'n publieke platform, maar julle kan gerus saam praat. Daar sê, so kom ons hoor bietjie daar. Ronel, jy kan gerus inkom. Hallo Kobus en almal, hoe gaan dit met julle? Nee, goed, en jy? Nee, dit gaan goed hierso. Ek en Kobus het vandag bietjie weer 'n talk gehad, so ja, lyk my ek is nou besig om op die regte pad. Ek was nie van die pad af nie, is net ek het baie informasie gehad, en ek is nou 4 jaar, kan ek net so bietjie oor 4 jaar, en ek het nou 63 kilogram verloor, en so 2.75 centimeter om my lyf, oralste, en ja, dit gaan goed, maar op die oomblik staan ek stil, omtrent nou al 6 maande, en ek verloor niks, maar ek weet, ek het inflammasie gehad, IBS, en dit het weer opgevlam so 4 weke terug, en ek dink dit speel ook 'n groot rol in om gewig te verloor. Jy word eers gesond en dan verloor jy gewig. Dis soos dit werk. Ja. So ja, mens moet net moed skep om aan te hou. Ja,
ek dink jou getuienis is so kragtige een, Ronel, soos ek vandag vir jou gesê het, jy weet, en dit is baie spesiaal om jou hierso te hê, omdat jy 'n veteraan is. Jy weet, soos baie van ons, jy weet, Susan Taylor wat hierso ook is, en so, dit is lekker om julle hier te hê, en ook ander mense wat wat nou nie is vanaand, soos Denise en so, maar en Frans is ook veteraan, Johanne is veterane, Annelie ook, en so, en die realiteit is, dit is so groot voorreg om julle hier te hê, en dis ook maar ek sê, jou getuienis, mense identifiseer met jou, jy weet, jy is 'n dame, en jy het 63 kg gewig verloor, en daar is dames wat in daai situasie is, waar hulle dit ook moet verloor, en hulle weet nie hoe nie, jy weet, en hierso is jy nou vanaand, en jy sê vir hulle, hoor hierso, maar jy het al 63 kg gewig verloor, en ek dink wat jou getuienis so spesiaal maak, is jy dit eers 'n lang ruk op jou eie gedoen, né? En toe kom jy nou, en jy is nederig genoeg om te sê, hoor hierso, maar ek wil nou deel word van hierdie coaching, ek wil nou die laaste 30 of 20 kg afskud, en ons stap nou hierdie paadjie lekker saam, en sedert ons die paadjie saam stap, het daar 'n paar goeters reg gekom, né? Ja, ek het 2,5 kilos nou alweer verloor, maar nou is ek weer, ek staan nou weer stil, maar ek dink ek moet nou net, as ek hierdie maand gaan vleis koop, moet ek nou maar meer konsentreer om beef te koop as nou enigiets anders, Ja. om nou net bietjie, soos jy sê, weg te bly net op beef en dan sout. Dus, want ek kan ook die eiers eet, nie? Ek het 'n allergie ontwikkel vir eiers, en so my maag is my IBS vlam op as ek eiers eet, so ek is maar net meeste van die tyd op bees en hoender, Ja. Dit is baie goed. Ja, nee, maar wat ek bedoel met dinge wat reggekom het, is die IBS wat reggekom het. Die IBS wat reggekom het. Ek wil sommer net so gou vir Sias, ek het nou vir jou 'n invite gestuur daarso. Sias, jy kan gerus inkom daar op die TikTok of op die Facebook dan nou. So as jy kan, dan kan jy inkom. Sias het, hy is van 128 kg na 88 toe. Sias is 'n ou coaching vriend van ons. Ja, so hy het, wat ek nou uitwerk hierso, is 12 plus 28. Wat is 12 plus 28, né? Is dit 40 kg wat hy verloor het. Hy sê hy is af van 'n 80 mg bloeddrukpil, 'n waterpil, hy's af van 'n 80 mg bloeddrukpil, 'n hartpil en 'n waterpil. Hy sê karnivoor het sy lewe verander. So ja, dit is baie groot getuienis. Ja, so dis wonderlik, man. Nee, Ronel, ek is baie beïndruk met jou prestasie. Maar jy sê die IBS is daarom nou beter die laaste tyd, want ons die aanpassings gemaak het. Yes. Ja, die IBS is definitief beter. Ek het nie meer die probleem nie. Ek moet sê, ek het nou die dag het ek vir my vir daai cloud bread gemaak wat hulle maak ons met die eierwitte. En ek het bietjie mozzarella kaas bygesit en net Himalaya sout, en dit het my nie geaffekteer nie. Ek was baie impressed, ek kon dit nie glo nie. Ja. Maar ja, dit is definitief beter. Ag nee, maar wonderlik, Ronel. Nee, ek is baie trots op jou. Ja, en soos ek vir jou ook maar gesê het, weet in ons coaching sessie, dat nou is dit net die paadjie vorentoe, bly betrokke by die bootcamps, bly betrokke by die lives. Jy het definitief 'n impak wat jy maak en jy verander mense se lewe vir die Baie dankie, Kobus. Ja, dis 'n plesier. Dis net 'n plesier om jou hier te hê en jy definitief impak, want mense assosieer met jou situasie
en jy inspireer hulle. Hulle luister nou hierso op TikTok en Facebook na jou, en ek gaan ook die video, jy weet, gaan ek vir hulle stuur, gaan ek broadcast, en ja, so dit is wat ons gaan doen. So, kom ons hoor 'n bietjie daarso, is daar nog ietsie wat jy wil bysê, Ronel? Nee, ek is vir nou reg, dankie. Ek sal nou weer iets sê. Is goed so. Alright, kom ons hoor, wie wil nog bietjie saamgesel? Sandra, Salome, Santi, julle moet inkom. Philip, kan gerus hallo sê, Nicolien, Michelle, Marcel. Ons hoor bietjie wie van julle wil daar so saam praat. Albert, jy kan gerus ook inkom, né? Sy, kom ons hoor bietjie daar. Alright, dan sê, ja, hi Michelle, how are you? Just your microphone, if you can just switch it on, it's just next to the camera. There we go, I think I'm on now. Oh, perfect. I'm good, thank you. Wonderful. Ek sal die Afrikaans taal praat. Mooi. Ek is Michelle van Centurion. Ek het gehoor van Carnival deur my leeftijd al 43. Ek en hy het 'n jaar terug saam begin doen. Ja, dit is so pragtig. En hy het al 43 kg. Ja man, ek is so trots op hom ook, en dit is hoe families mekaar inspireer, né? Dit is op die einde van die dag, you just can't ignore it, jy weet. So. Jy kan, en hy voel soveel beter, en die hele tyd sê ek my, jy verloor meer gewig as ek, en jy is vinniger as ek, en hy bly sê, belverkoop is, ja. Toe eventueel te besluit ek, en nou ek mag verkoop bestel, en ja. Ek is baie opgewonde, want ek het in 2 weke 3 kilos verloor, ja. So ek is nou nog net 2 weke op Carnival. Ja. Ek voel goed, ek het daardie obese gevoel, dat ek die hele tyd daai food noise is daarom weg. Yes. Want ek is vol, ek probeer nog vet adapt, dit is my nog 'n challenge, maar ek glo ek gaan verby dit ook kom. En ja, ek was laasweek by die specialist, so my bloeddruk, ek is ook op 80 milligram bloeddrukpille, en toe hy my bloeddruk vat, toe sê vir 230/70 of 80, ek kan nou nie onthou die ons nie. Yes. En my bloeddruk het was rond gewees by 180, dit was nou wow. My average. Wow. Die hele tyd gehad. En toe is ek nou 130, so toe weet ek, maar ek nou nie vir hom gesê en toe wat ek doen nie, want ek wil nou nog eers net bietjie vasbyt. Toe sê hy vir my, ons moet die bloeddruk nou dophou, dat hy nou so laag was. Ja. En dan moet ek net, as ek voel ek word duiselig of enige iets, dan moet ons nou net kyk na die sterkte van die bloeddrukpille. So ek is nou baie excited daaroor. Ja man, dit is so mooi, Michelle. Baie geluk met daai 3 kg food noise wat weg is. Jy weet, dit is so 'n groot prestasie om daardie cravings weg te kry, jy weet. Dit is, vir baie mense is dit 'n onoorkombare ding amper, jy weet, en jy dit, binne 2 weke het jy dit kaf gedraf, jy's op die stryd in die narrow, jou bloeddruk is af van 180 na 120 toe, jou dokter is verbaas, dit is net soos amazing, hoor, dit is soos regtig, en ek dink, jou neef gaan ook baie beïndruk wees, om die resultate te hoor. Ja nee, hy hoor dit dadelik, so ons praat gereeld nou daaroor. Yes. Ek leer natuurlik nou nog baie, soos jy weet, want ek natuurlik al die mushrooms en dit opgebruik in die huis. Ja. Ons wil dit maar nie mors nie, maar ja, oor die algemeen is ek nou, en ek het er by Ramapela,
het ek vleis bestel en dit aangekom, dit is wonderlike vleis, baie nice verpak. Dit lyk vars, proe lekker, so ek is baie min oppies oor die. Ag, ek is bly jy is gelukkig met Rapella se vleis. Ja, ag man, ek is so dankbaar. Ek sê nou vir 'n coaching vriend, jy weet, vir 7 jaar kon ek nie wors eet nie, want niemand kan vir my wors maak nie, tensy jy nou 'n slagter omtrent mooi moet aansê om dit te doen. Maar nou het ons 'n connection, jy weet, sover soos wat Rapella aflewer, kan jy karnivoor wors bestel en dit is op die regte manier gemaak, want daar's soveel nuances, jy weet, as jy net vat die grove pinkie Himalayan sout, dit is nie fyn sout wat hulle koop nie, ek maak hulle, dat hulle die grove sout fyn maak, jy weet, so daar is 'n verskil, en natuurlik soos jy weet, die vetpersentasie is reg, dis die regte tipe vet, en so meer, so, ja. Ja, en ek is baie dankie vir al die advies, ja, vir die reg help, waar ek dink ek is reg, en ek is eers, baie dankie daarvoor. Yes. Ek is baie opgewonde, dat ek het baie lank gesukkel om 3 kilos te verloor, so ja. Ja, ons is saam met jou bly, Michelle, ek sien Frans het nou hande geklap, hy en Elmarie daarso. Ja, so dit is baie mooi, en ja, ek wil so net vir FG Airbrush ook sê baie dankie vir daai gift, groot waardering, Andries, ek wil net vir Chris ook groet, hallo Chris Grobler, daarso op Facebook, lekker om jou te hê, baie dankbaar, ja, so, nee man, dit is sommer wonderlik Michelle, en jy moet vir jou neef ook sê, baie geluk met daai 43 kg af, dit is sommer baie mooi, ja, so, cool, ja, dis mos Attie as ek reg onthou, nee? Ja, Attie de Wet. Ja, ou coaching vriend van ons, ja, so nee, ek en Attie het lang gesprekke al gehad, so, baie dankie, ek waardeer regtig. Dankie baie. Ek glo wat hy baie vir my gesê, so ja man, ja, is lekker, wat baie nice is, baie van die ou coaching vriende kom terug, ons het huidiglik op die coaching groep, het ons coaching vriende, wat eers 'n rukkie weg was, en dan kom hulle weer terug, en dit is alright, dit is lekker om dit so te hê, jy weet, ons, en op die einde van die dag, ons het iets wat ons by mekaar bind, jy weet, ons almal het dieselfde idee, jy weet, ja, kom ons hoor bietjie daarso, wat, en nie almal verstaan die stryd waardeur ons gaan nie, ja, baie waar, en niemand kan, daar's nie baie mense wat kan saam praat, en ek vind, dit is heeltemal hoe hulle ook, ek by my gewone dokter was, toe sê ek vir hom, I'm on the carnivore diet, toe sê, what is that? ja. Toe sê ek, I'm just eating meat, toe sê, well, if it works for you, go ahead. Dis mooi, ek is baie bly, dankie dat jy met hom praat hoor, dit is vir my baie mooi, ja, ja, dis goed so, Michelle, baie dankie, ja man, dis lekker om Michelle hier so te hê op die coaching, op die live en op die bootcamps, ja, kom ons hoor bietjie, wat sê julle van Michelle se prestasie, dankie Michelle, ek is baie beïndruk met haar prestasie, en kom ons hoor, wie wil bietjie volgende hallo sê, miskien wil Billy hallo sê, dit is nou nuwe coaching vriende, en dit is sommer nice, en dan, Sandra, Santi, julle kan gerus inkom, as julle wil bietjie hallo sê, Salome, Philip, as hy Sandra, hallo Sandra, gaan dit goed? Ja, dit gaan goed, Kobus. Wonderlik. Ja, nee, so, ek is so bly jy is, ja, nee, ons hoor jou baie mooi, ja, ek is so bly jy is hier so, en, ja. Ja, ek wil net vir die wat my nie ken nie, sê ek is Sandra van Montclair, ek is met Parkinson's gediagnoseer, en ek het by hierdie karnivore aangesluit om gewig te verloor wat ek nog
nie 'n gram van verloor het nie, maar intussen ek baie energie bygekry. Die getuienisse wat ek hoor, motiveer my baie. Ek het nou nie drink nie allerhande ander pille vir bloeddruk en cholesterol. So ek het nie sulke wenne nie. Maar die wenne wat ek het, is dat die mens geloof moet net baie meer versterk. Dat iewers vorentoe, soos wat ek langer op die karnivore is, ek hierdie Parkinsons omgedraai sal kry, soos wat mense, byvoorbeeld hulle diabetes, is omdraai. Ja, En ja, kyk, ek leef absoluut as ek gesond is. yes, Ek dink nie eers ek is siek. ja, Maar daar is andersins niks fout met my. Ook heb my spraak het nou begin beïnvloed. Ek sal nou maar sien, ek was so oor die 90 dae op karnivore, ek vir 2 maande moes stop, en ek is nou weer van die 7de April. Ek nou op, maar julle moet in die oggende my hoor praat, dan klink het nie soos nou. ja, Ek het op 'n rowwe dag agtergaan. ja. Maar Sandra, ek onthou jou getuienisse, Net as daar nog mense is, maar nee, ek sê ek wil nou maar net as daar nog iemand is wat met Parkinsons gediagnoseer is, net sê, hier is 'n middel vir manier om bietjie van daai klomp pille, daai levodopa, ontslae te raak, want ek glo ek gaan dit doen. Deel van daai pille het my laat gewig optel. Dis omtrent so 10 kilogram. Nou sukkel ek om dit te verloor. Maar dis nie die issue. Die issue is dat my liggaam weer na normaal terugkeer en dat ek absoluut in my gees dit glo. ja, verseker. Wat my baie bemoedig is, die eerste keer toe jy karnivoor gedoen het, onthou jy daai eerste 2 maande, het jy baie groot wenne gesien. Ons het almal gesien hoe jou spraak baie verbeter het, en dit het, ons kon dit optel in die bootcamps, jy weet, aanvanklik toe jy begin het met karnivoor, het jy baie moeilik gepraat, en toe het jy al baie beter begin praat, en ja, dit is so, in die aand is jy bietjie moer, maar die feit is, ek dink jy doen baie goed, jou energievlakke is tops, né? Ja, weet jy, ek kom agter ek slaap deesdae baie beter. So, want ek is 'n nagwerker, so ek het nou minder tyd in die nag om te werk. Maar dis alright, ek hou daarvan so. Ja, Want ek voel ook, jy weet, 'n mens moet ook glo dat jy genees is. ja, Jy moet daardie attitude hê van ek is gesond, ja, no matter what. En dis hoe ek leef. Ek gaan absoluut voluit vir alles. En ek vergeet partykeer eintlik ek die meeste kere ek is veronderstel om siek te wees. Ek was so verbaas toe ek nou die dag by die neuroloog was en ek vra vir hom, is dit die medisyne wat my spraak aantas? Hy sê nee, die siekte. So ek het amper gevra wat is siekte. dit is, Ek dink nie aan myself as siek. ja, dit is baie bemoedigend, Sandra. Sandra, ek is so dankbaar. Ek dink dit tel baie dat 'n mens. Ja, dit praat maar.
Nee, ekskuus, ek wil sê, ek is so dankbaar jy is op die coaching, en ek is so dankbaar jy kom by hierdie live uit, en ook by die bootcamps uit, en dankie dat jy weer teruggekom het. Ek weet, daar was nou 'n breek gewees, wat jy moes weggaan, en ek verstaan dit, maar ek is so bly jy's terug op die coaching, en jy maak 'n groot impak op mense. Ek wil regtig vir jou sê, ook op 'n geestelike gebied, en soos jy weet, ons is nie skaam om daaroor te praat nie, maar jy die twee dinge nou belyn. So met ander woorde, jy stap die geestelike pad, maar jy doen ook die fisiese goed reg. Jy eet reg, jy stuur jou bordfoto's vir my, en nou weet ek, jy doen die regte ding. Jy weet, so, en soos jy self weet, Parkinson's is nie iets wat oornag weggaan nie, maar dit gaan 'n lang tyd vat. Dit gaan 'n lang tyd vat van konstante reg eet. Jy weet, ons moet nie weer 'n onderbreking hê nie. Ons moet nou net op die paadjie bly wat ons op is, en jy moet net, jy weet, soos Denise byvoorbeeld, net konstant doen wat jy moet doen, maand na maand na maand, en dan gaan jy die vrugte pluk van die karnivoor, jy weet. Maar dat dit definitief 'n wenresep is, absoluut, dis die beste dieet om op te wees. En wat die medikasies aanbetref, dit is iets wat tussen jou en jou dokter bespreek word, maar ek is met jou doelwitte, en so aan. Ja man, ek is baie trots op jou. En ek hou van die manier hoe jy dit benader. Dit is, jy sien nie Parkinson's as jou siekte nie. Jy weet, jy het nie daai labeltjie wat jy om jou nek hang nie. Ja. Nee, glad nie. Ek is nie so. Ja, dis pragtig. Nee, dit is baie in lyn met wat ek nou gesê het. Ja. En Sandra, dit is ook baie in lyn met wat ek nou gesê het. Jy weet, jy kom terug na wat die Here se bloudruk vir jou is. Hoe lyk Sandra se bloudruk? Jy weet? En jy's besig om dit te onthou en dit reg te doen. En dit is al wat ons kan doen, Sandra. Ons kan net doen wat ons kan doen, né? En ek dink dit is waar die hele aanspreeklikheidsding inkom, die hele accountability ding doen. En weer eens, dankie dat jy elke dag jou bordfoto's vir my stuur. Jy's 'n sterk voorbeeld van sukses. En dit is so, jy het jou, jy weet, elkeen van ons het 'n handvol kaarte gekry om te speel. Jy weet, jy het 'n stel kaarte gekry, en elkeen van ons het 'n stel kaarte gekry om te speel. En jy speel daai kaarte na die beste van jou vermoë. Ons almal se kaarte lyk nie dieselfde nie. Ons elkeen het 'n eie ander pakkie gekry. Maar ons speel daai kaarte na die beste van ons vermoë. En dis al wat ons kan doen. Ons kan dit net doen na die beste van ons vermoë. Dis al. Ja. So nee, ek is baie beïndruk met jou benadering. Kom ons hoor 'n bietjie, wat sê julle van Sandra se prestasies? Dit is nou baie kragtige getuienis wat sy het, hoor. Kom ons hoor 'n bietjie, wat sê julle? Miskien wil Santi bietjie inkom. Ronel, jy kan gerus inkom. Is dit van nou nog? Ja, nee, dis nie. Ek wil net sê, ek weet nie of ek vir jou gesê, toe ons onderhoud gehad het, so rukkie terug nie. Ja. Maar wat ek was jare terug, 20 jaar terug gediagnoseer met bipolar en depressie. En ek het van dat ek op karnivoor is, was ek op 3 verskillende mood stabilizer en 2 antidepressante. Ja. En ek is nou net op mood stabilizer. Ek is af van die antidepressante. Ek het glad nie meer depressie nie. Maar ek gebruik nog die mood stabilizer. So weet jy, dit het vir my absoluut baie gehelp om op die karnivoor te gaan. En my sussie is nou 2 jaar saam met my op karnivoor, maar sy bly in 'n ander dorp as ek. Maar sy sê, as sy net iets verkeerd eet, dan voel sy of sy arthritis het die volgende dag. Ja. So, dit wys jou net, as jy op die regte pad is, dan het jy nie al die simptome nie. So, ek wil maar net dit gedeel het. Ja, man, dit is 'n wonderlike getuienis wat jy het. Bipolar en
jy weet, dit is ook 'n label wat hulle jou gegee het, nê. En en ek dink weer eens ons moet op 'n fisiese vlak moet ons alles doen wat ons kan doen en jy het dit gedoen, nê. Ja, en dit is so. Daar's baie krag in ons woorde. Jy weet Ronel, daar's baie krag in ons woorde en daar's baie krag in wat ons bely, nê. En jy is nie daai label nie. Dit is ek wil nou nie die hele bootcamp of die hele life oor vergeestelik nie, maar die realiteit is dit is nie in die blou druk nie. Sorry, dis nie. Jy weet. Maar nee man, ek is baie bemoedig deur wat jy nou gesê het en dit wys vir jou, nee, as jy reg eet, kan 'n klomp dinge beter raak. Ja man, ek is beïndruk. Dankie Ronel. So kom ons hoor bietjie daarso, wat sê julle nog? Net miskien kan Santi inkom. Ek wonder of Santi kan praat vanaand. Kobus. Hallo Santi, gaan dit goed? Dit gaan goed Kobus, daar's nie klagtes. Pragtig. Ja, ek wou ook net vanaand gepraat het, ek voel partykeer ek praat veel. Nee man, jy praat te min. Nou die van, ek sien hier is, het lyk althans hier is nuwe mense wat ek nie ken nie. Ja. Ek is Santi, ek het rheumatoid arthritis, en ek is nou so, ek dink 484 dae op karnivoor. Toe ek by Kobus begin het ek ook maar baie probleme gehad. En my goed het in die begin het baie van my goed vinnig verbeter. Ek is af van 2 bloeddrukmedikasies, van metformin, my suikermedikasie, my statin vir die cholesterol, en dan het ek hande vol hulle gedrink vir rheumatoid arthritis. Ek is van alles af. Ek het nog net een wat ek huidiglik drink. Baie was anti-inflammatoriese pynmedikasie en selfs Spiricos vir gout. Ek is af daarvan. Ek het geen probleme meer met gout nie. Wat my rheumatoid arthritis aanbetref, is ek 95% pynvry. Ek het nie meer pyn nie. My beweging is baie beter. Ek kon byvoorbeeld skaars geloop het. Ek was in soveel pyn, my voete, my knieë, my hande. En ja, ek wil net vir jou sê, Kobus, ek het altyd verskriklik gesukkel om iets oopgedraai te kry. Ek het sommer, my man weet al, ek gee vir hom 'n ding aan, hy moet dit oopdraai. En weet jy, ek is nou so 'n dag of 2 terug. 'n Mens voel eintlik soos 'n kind. Toe sien ek, maar wag, ek kry myself nie goed oopgedraai. So, dit is nog iets wat my gekom het, Kobus. Ja. Ek weet nie of ek nou 'n bietjie meer krag het nie, maar ja, dit is iets wat ek het tot vir my kleinseun, dan sal ek vir hom vra, draai net gou vir ouma die bottel oop, want ek probeer soveel ek kan en nou gaan dit beter. Yesterday. Santi, dis 'n groot prestasie daai, hoor. Ja, dit is amazing. Dis vir my 'n groot. Ja, dis 'n groot prestasie. Reumatoïde. Dis vir my 'n groot prestasie. Tuurlik, man, van reumatoïde artritis waar jy groot beweeglikheidsprobleme gehad het, groot reumatoïde artritis probleme gehad het, en daar's tot 'n verwantskap tussen hartsiekte en reumatoïde artritis, né? En en nou ons doen nou die hartbootcamp Sondag, juis, maar ja, dit is net so, ek is so dankbaar oor jou getuienis en jy weet jou getuienis, Santi, het al baie mense positief beïnvloed en ek glo hulle lewens gered ook, want
mens kan maar baie kwaliteit van lewe verloor deur reumatoïde artritis, né? Dit is ja, want hy rig soveel skade aan al jou gewrigte en jou ledemate aan. ja, En selfs dinge soos jou lewer, soos jy sê, jou hart, jou niere, jou alles. Ek het byvoorbeeld, voor ek karnivoor begin het, was ek by dokter gewees, dis nou al, sê 2 jaar terug, en hy het vir my gesê, hy is bekommerd oor my niere lyk nie goed nie. En ek was nou so 3 weke, 4 weke terug was ek by hom gewees, hulle het bloedtoetse gedoen, en toe sê hy vir my, my niere lyk baie goed. Hy sê, man, jou niere is 100%. So dit wys net vir jou, dat met die karnivoor, jy kan dinge omkeer. ja. Dit is baie bemoedigend. Ek het vandag vir 'n coaching of vir coaching vriende jou getuienis vertel en ek is so bly jy's vanaand hier om dit te bevestig. Jy weet dat die feit dat jou nierfunksie verbeter het. Baie mense kry nierprobleme voor karnivoor en hulle dalk akute nierversaking of self 'n mate van kroniese nierversaking en dan kom hulle na karnivoor toe en karnivoor, as jy dit reg doen, kan dit beter maak. Absoluut beter maak en jy's 'n bewys daarvan, jou nier, volgens jou dokter, het jou nier gesondheid 100% herstel. Ja, en weet jy Kobus, as ek dink, het is nou 'n paar jaar terug, het dokter vir my gesê, hy sal moet 'n knievervang doen, want dis been op been. En ek het gepraat en gesê, nee, wag, gee my, ek dink nie ek wil dit doen nie. En as ek net dink hoeveel my knieë verbeter het, Kobus, ek meen, wat die loop aanbetref, en ek het nie meer pyn in my knieë nie, en my knieë voel soveel beter. Ja. Ek het wel 31 kilogram verloor, wat natuurlik bydra tot die gewig op 'n mens. Ja. Mense knieë en voete en heupe en alles. En dit het my baie gehelp. Ja. Jo, Santi, dit is 'n groot getuienis hoor. 31 kilogram af met Volmin wat nie meer gebruik word nie, 2 hoë bloeddruk medikasies wat nie meer gebruik word nie, Pericos wat weg is, hande wat beter is, knieë wat beter is, niere wat gesond is, af van alle reumatoïde artritis medikasie behalwe enetjie, hande vol pille wat nie meer gebruik word nie, inflammatoriese medikasie, pynmedikasie wat nie meer gebruik word nie. Dit is net soos, gaan praat net asseblief met Santi. Jy weet, moenie my nonsens byt nie. Gaan praat met Santi. En ja, dit is vir my 'n groot plesier en 'n voorreg om jou op die bootcamps altyd te hê. En dankie dat jy die moeite doen om deel te wees van dit. En jy maak dat die bootcamps lekker is, Santi. Regtig, ek wil vir jou sê, ons waardeer jou en die mense geniet jou baie. En baie dankie dat jy daar is. Ons waardeer dit. Ja. Dis 'n plesier, Kobus. Ek moet vir julle almal dankie sê. Want julle inspireer my so, en veral Sandra. Ek is so bly. Ek onthou toe sy begin het, hoe swak haar spraak was en hoe haar spraak verbeter het. Ja. Ek kyk regtig op na jou toe ook, Sandra, hoor. Jy inspireer my baie. Wow. Dit is nou pragtig. Sien jy, Sandra, jy moes nou vanaand hier gewees het, hoor? So, dit is baie mooi. Ja man, ons is hier vir mekaar. Jy weet, soos ek nou gesê het, ons word mekaar se gemiddelde. Jy weet, Sandra wil soos jy wees en jy wil soos Sandra wees en almal wat hier is, soos Ronel en Michelle en Salome en almal wat hier nog is, jy weet, Annelie en so aan, Isabel. En dit is hoe dit is. Jy weet, op die einde van die dag, ons word mekaar se gemiddelde, ons maak mekaar beter. En dis 'n voorreg. Jy weet, dis 'n voorreg om mekaar beter te maak. Ja, hoekom dan nou nie? Jy weet, dit is ek dink I think that's the ultimate goal, is om beter te word. Ja. Kobus, maar wil ook net byvoeg, ons kan dit nie alleen doen nie. Daarom moet ons vir jou baie dankie sê dat jy ons so bystaan en so help, want 'n mens het leiding nodig. Jy kan soveel dinge verkeerd doen, en was dit nie vir jou nie,
het ek nog steeds baie dinge verkeerd gedoen. Ag, baie dankie, Santi, dankie vir die bemoediging, ek waardeer dit. En ja, net weer eens ook dankie hoe jy die coaching doen. Jy stuur bordfoto's deur elke dag. Santi se bordfoto's, ek moet julle wys hoe lyk daai bordfoto's. Dit is die perfekte voorbeeld van hoe jy dit moet doen, regte vetpersentasie en alles. En dis hoekom sy so suksesvol is. Sy het 'n baie goeie track record van bordfoto's wat korrek gedoen word. Sy doen nie dinge verkeerd nie. En dit is hoe jy jouself accountable hou. Gebruik Santi en baie van julle het die stelsel gehack. Wat ek daarby bedoel is, julle stuur julle bordfoto's. En julle woon die bootcamps by en julle woon die lives by en baie dankie vir dit. Dit is baie mooi om dit te sien. En jy stel jouself op vir sukses deur dit te doen. Dit is die boksies wat jy tik. Soos ek nou maar gesê het, dit is soos 'n resep. Dit is 'n resep wat jy volg. Volg Santi se resep. Dit werk, jy weet. So Santi, nee, baie dankie vir jou mooi voorbeeld en net 'n laaste getuienis dalk wat ek by jou net wil hoor. Jy het ook 'n herpesvirus gekry in die oog, nê? Nee. Ja, Kobus, dit was net toe ek begin het op Carnivore, het ek die herpes simplex virus in my oog gekry. Yes. En dit het net 'n jaar gevat om te herstel. Yes. Dit was maar 'n moeilike tyd gewees, maar baie van die medikasie wat ek toe daarvoor gekry het, baie negatief op my ingewerk. Ja. Maar dit is verby, Kobus. Dit is verby. Dit is verby, Santi, maar weet jy, daar's 'n mooi getuienis in dit en ek onthou nog en die wat daai tyd daar was, sal onthou hoe jy deur daardie moeilike tyd nog steeds die bootcamps bygewoon het en jy het gesê dit gaan nie goed nie. Jy weet, in daai bootcamps jy het gesê, jy weet, die klagtes wat daar is en dit en ons het jou moed ingepraat, maar nog steeds het jy vasgebyt en deurgetrek en hierso is jy nou vandag, nê? 484 dae wat jy op die Carnivore dieet is en jy's hierso en jy het daai dinge oorkom. Die dokter het daai oog van jou gesond verklaar en jy weet, ek sê altyd vir mense, dink nou daaraan as jy nie volhard het nie. Wat sou nou uitgedraai het, jy weet? En dit is, mens kan nie eintlik daar gaan nie, maar die realiteit is jy het deurgedruk, jy so regtig baie geluk en baie dankbaar saam met jou dat alles so mooi uitgewerk het. Ja, ek dink dit sou erger. Ja, verseker, Sandra, jy sien as ek nie Carnivore was, want selfs dinge vat nou maar net soos 'n verkoue. Dis asof 'n mens raak net nie meer so siek nie. Ja. Ek het gelukkig nog nie gehad, al my huismense was siek. Hulle is al besig om oor dit te gaan en ek het siek geword. Ja, Santi, dit is so, ek is so bly jy raak dit aan, want jy weet, selfs in my familie of my gesin, nie almal is Carnivore nie, verstaan, en dan is daar 'n kuggie en 'n sinus en 'n neusdrip en jy weet, dit irriteer my eintlik, maar ek wil vir hulle sê, luister, doen Carnivore, weet, en ek het al elke keer as dit gebeur, dan gaan maak ek sommer 'n video en sê, as jy ontslaaf wil raak van jou sinus en jou postnasale drip, doen Carnivore reg. Ek sê nie ons is bulletproof nie, ek sê nie dit nie. Ek kan ook 'n verkoue kry, maar gewoonlik as ek 'n verkoue kry, ek het baie lank laas een gehad, dan is ek binne 'n dag oor dit. Jy's heeltemal reg, Santi, jou immuunstelsel raak sterker en ek dink jy's heeltemal reg, as jy nie Carnivore gedoen het nie, sou dit baie swaar vir jou gewees het om te herstel van daai herpes simplex virus van die oog. En ja, maar die kompliment gaan weer terug na jou toe, dat jy volhard het en deurgedruk het en ja, hierso is ons nou. Ja, baie dankie, Kobus. Ja, baie dankie, Santi. Nou ja, kom ons hoor 'n bietjie daarso, wie wil nog ietsie sê? En so, alright. Goed.
as julle nie nog ietsie wil sê nie, ek dink dit was 'n suksesvolle live gewees, en baie dankie vir almal wat hier was, en lekker saam gepraat, dankie vir almal wat ingeskakel het, Ronel, Santi, Salome, Sandra, Michelle, Billy, Johan, en Nicoline, ja, dankie vir julle almal, en baie dankie dat julle hier was, groot waardering, Frans, julle moet mooi bly, Marcel, mooi bly julle, Philip, mooi bly, en ja, dan praat ons weer Sandra, mooi bly, Santi, en Sias, julle moet mooi bly, dankie dat julle hier was, Chris, groot waardering, Gideon, en FG Airbrush, dankie dat jy daai like knoppie so kwaai druk, hoor, groot waardering, Hetty is ook hier so, hallo Hetty, lekker dat jy hier so is, hoor, groot waardering, Gregory Kriegel, dankie julle, groot waardering, daar is sy, nou toe, ek sal hierdie live dan oplaai, ek sê vir julle baie dankie, mooi dag daar.